Ons is in hierdie reeks nou, so ons los eers 'n bietjie iets van Richwan. Hy kom, is lekker. Ons sien uit daarna om te groei en om toe te laat dat die Here deur ons kon werk. En ons is in 'n reeks in Doxa Deo wêreldwyd wat ons hierdie 3 Sondae uitpak en verlede week het ons begin met die eerste in ons reeks ingesluit waar ons gepraat het oor wat het gebeur deur Christus vir my. Ons praat vandag oor wat het in my gebeur en wat gebeur as ek in Christus is. En volgende week gesels ons oor dat Christus deur my kom werk. En ons wil na hierdie konsepte kyk saam met jou en ons wil toelaat dat die Here kom en dat hy in hierdie jaar wat ons gesels oor ons storie, sy glorie, weet dat sy glorie sluit my en jou se storie in en dat ek en jy in hierdie jaar iets sal verstaan en iets sal gryp dat dit deel van my lewe sal word. Dat kerk nie sal net iets wees wat ek bywoon nie, dat Christendom nie net iets sal wees wat ek is nie, maar dat ek in die volle storie van God wat nou op die aarde besig is met sy koninkryk en sy koninkryk wat gekom het deur Jesus Christus en dat ek reeds ingesluit is by dit en iets van dit is hy reeds mee besig en vandag gesels ons oor die waarheid dat hierdie koninkryk van God is nie iets wat ekstern is nie, maar dit is hier binne in my en dit is van die binne af wat hierdie koninkryk, wat hierdie nuwe lewe vanuit funksioneer en van waaruit dit 'n effek het. In verlede week se gesprek wat ons gesels het oor iets het deur Christus gebeur, gaan dit daaroor dat deur Adam en deur Adam se ongehoorsaamheid was ons ingesluit gewees in die sonde en die dood. Dit is die lot van elke mens wat gebore was van die begin af tot nou en sal nog wees. Maar toe Christus gekom het 2000 jaar gelede, is ons deur Christus is ons ingesluit in iets heeltemal nuuts. En deur my en jou se besluit om deel van dit te wees en ja te sê vir Jesus, gebeur die wonderlike ding dat ons word nou deel van iets totaal nuuts. Ons is van dit waarin ons was, is ons oorgeplaas in iets nuuts en deur my en jou sê ja, Here, kom ek in die nuwe. En daarom is wedergeboorte in ons lewe so belangrik. Daarom is om te sê ek het my hart vir Here gegee so belangrik, maar wat beteken dit? Hoe lewe ek dit? Hoe doen ek dit? Jy weet, so wat is die ABC nou om dit reg te kry? En verlede week het Carlos begin toe hy gesê het die Bybel kan jou doodmaak. En ek glo dit was vir jou so shocking soos wat dit vir my was toe hy het gesê het. Die Bybel kan ons doodmaak en die letter maak ons dood. En dat ek en jy sal besef dat God het Christus gestuur sodat hulle wat in die wet was, wat die letter was, wat gelei het tot die dood en niemand kon die wet regkry nie, niemand kon lewe, goed genoeg lewe en die wet gehoorsaam nie, dat Christus het gekom en Christus het kom lewe en Christus het die wet in totaliteit kom vervul, hy het 'n volmaakte werk gedoen. En dat ons lewe nou in daardie plek as kinders van God. En ek en jy, die manier hoe ek en jy deel word van hierdie storie van God op die aarde vandag, is dat ons in Christus kom, deur wat hy gedoen het. Is jy oortuig daarvan, as ek jou vrae kan vra, is jy oortuig daarvan, dat God het gekies dat ek lewe in 'n tyd soos hierdie? Is jy oortuig daarvan? Is jy oortuig daarvan dat ek lewe vir 'n rede nou? En dat ek weet hoekom is ek hier? Jy weet, dis mos een van daai groot vrae. Wat is die eerste groot vraag in ons lewe? Wie is ek? En die tweede een is, hoekom is ek hier? En is dit nie so dat mens baie keer op 'n plek kom in jou lewe wanneer goed gebeur en things happen, hè? Dat ons die vraag vra, maar ek weet nie hoekom is ek hier nie. Ek wens ek was nie hier dalk nie. En dat ek en jy moet op die plek kom waar ons in Christus ontdek, hoekom is ek hier? En dat God gekies het om jou hier te hê op hierdie oomblik, toe Adel nou bid, is dit vir my so amen, dat elke mamma wat hier gestaan het, en elke mamma wat 'n huis hier verteenwoordig, en elke pappa of elke man en elke kind, elkeen van julle is hier. Hier sit jong kinders hierso. Jy is hier vir 'n tyd soos nou, maar God is besig om iets in jou werk te doen. Jong meisie, jong dame, jong seun, jong man, vir 'n generasie wat gaan leef wanneer ons nie meer hier is nie. Amen.
En dit is so belangrik dat ek en jy sal vind, hoekom is ek hier? En dit is nie by pappa en mamma wat ek dit vind nie. Pappa en mamma kan my help. En daar speel mamma's 'n groot rol en ons eer die Here vir 'n mamma wat daai rol speel om, ek sien hoe Adel met ons kinders werk, ek eer jou Adel vandag, ek eer jou vir die mamma in my huis, wat my kinders so, hulle is nou al diep in hulle 20's, maar nog steeds is dit jou hartsbegeerte, dat hulle sal Christus in hulle ontdek en sal in hom lewe elke dag. En dat dit vir elke van ons sal wees, dat dit is so belangrik, dat ons hierdie waarheid, as ons praat oor ingesluit, dat ons sal dit vasmaak in ons lewe, dat vir ons so openbaring sal wees, dat ons sal die ding ontdek wat die Here vir ons kom doen het, en dis 'n ontdekking ouens, hierdie is 'n ontdekking, dis nie iets wat ek A, B, C nou moet doen nie, dis nie ek moet nou die Bybel gaan lees, en ek moet nou mooi uitvind, wat moet ek doen nie, dit is hier binne in my, wat ek 'n ontdekking maak, en verseker speel die Bybel 'n rol, verseker speel hierdie logos, hierdie swart op wit, speel 'n massiewe rol in ons lewe, elke dag. Hy is op pad na mamma toe. Hy's laat. Ek en jy bestaan vir 'n tyd soos hierdie, vir God se glorie. En sodat my en jou se storie, my storie, is deel van God se storie. En dis wat ons hierdie jaar na kyk. Ons kyk na hoe hierdie incredible, wonderbare, wonderwerkende God, hoe hy my deel maak, en daai wonderwerk is amazing. Hoe kies hy my? En ek wil bietjie met jou gesels, nou 'n voorbeeld gebruik van iemand wat hy gekies het om vir hom en saam met hom en in hom te lewe. Ek wil weer kyk na 2 Korintiërs 3 vers 4 wat ons verlede week gelees het, waar daar staan: so vertroue het ons deur Christus by God, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God uit. Paulus skryf hierso aan die Korintiërs en hy sê, die bekwaamheid wat ons het as bedienaars van die woord, en hy praat nou van homself, die bekwaamheid wat ek het as 'n gelowige, die bekwaamheid wat ek het as 'n Christen, die bekwaamheid wat ek het as 'n Christen pappa of 'n mamma, die bekwaamheid wat ek het as 'n Christen jongman of 'n dame, alles wat ek weet, wat vir my revelation is, wat ek doen, wat ek reg kry, die goed wat God deur en vir my, dis net hy. Alles is uit hom uit, en dis die punt wat hy maak. Wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Jesus Christus het gekom om God se goeie nuus, die Nuwe Testament in ons lewe in te bring. En om ons in te sluit in die Nuwe Testament, die nuwe belofte, die nuwe verbond wat God kom sluit het met ons deur die bloed van Christus. En as ons vanoggend hierdie nagmaaltafel weer nader en ons kom in 'n celebration mood na hierdie toe, dan gaan dit daaroor ons is ingesluit in hierdie verbond. Ons is ingesluit. Hy het dit kom doen vir ons. Hy het ons in 'n nuwe plek ingebring, en hierdie 'n plek van lewe is wat die Heilige Gees in my en jou kom doen. Ek en jy het die Heilige Gees nodig. Die letter is nie die ding wat my daar bring nie. Wat ek in die Bybel lees en wat ek in die Bybel leer, dit is nie. En ek dink sommer my eie lewe. Ek het in die kerk ook groot geword, en ons het meeste Sondae, omtrent elke Sondag, ek kan nie onthou dat ons ooit by die huis gebly het nie, kerk toe gegaan, en ek het kinderkraans toe in al die verskillende goed wat hulle in die week ook het bygewoon, en ek het gehoor van Jesus, en ek het geleer van Jesus, en ek het gehoor van sy liefde, en ek het hom gesien op prentjies, en in my hart het ek was vir God, dink ek. En ek het gehoor hoe hy en is deur die stories en alles. Maar dit was nie gewees voor die ouderdom van 15 wat ek gehoor het wat Jesus vir my gedoen het nie. Daar by die kruis. Dat deur die kruis, deur die dood van Jesus by 'n Paasondag aand in April van 84 het ek gehoor en ek het geglo hy het vir my sonde betaal. Maar weet julle wat? Die gevolg was ek het nie heeltemal hierdie geskenk, hierdie hele ding ontdek toe nie. Ek het geglo. En ek was committed meer as ooit.
maar my lewe het nie verander nie. Ek het agtergekom dat ek sukkel met dieselfde goed nog steeds. Die goed wat ek gesukkel het voordat ek Christus se boodskap gehoor het van sy redding vir my, ek het dit nog steeds na die tyd gedoen. Daar's van dit wat ek meer nog gedoen het. En ek weet nie of van julle dit dalk beleef het nie. En ek dink dit was vir baie jare daarna nog het ek nog steeds gesukkel met goed en ek het nog dieselfde goed gedoen en my lewe voor ek Christus ontmoet na die tyd wat was amper asof dit dieselfde was. Al wat verander het, daar was iets in my hart teenoor God gewees. Ek het baie keer skuldig gevoel, ek het baie keer skaam gevoel, ek het baie keer sleg gevoel. En ek kort geweet, die Here is lief vir my. Maar verder het iets nie eintlik gebeur nie. Vertel julle nou eintlik iets wat ek nog nie vir iemand gesê het nie. Is dit alright? 'n Bietjie eerlik wees. Want ek nou hierna kyk en ek besef, weet jy, as ons praat van in Christus en wat dit beteken, dan is dit 'n ongelooflike ontdekking, want die pad wat ek en jy stap, is 'n pad saam met die Heilige Gees. En ek en jy, die enigste, ek dink, die belangrike ding is vir my en jou, is dat ons moet ons hart oopmaak vir die Heilige Gees, wat hier binne in my kom woon het, en dat die Heilige Gees kom, en dat hy vir my hierdie openbaring bring, van wat het in my gebeur werklik. En ek onthou hoe my lewe verander het, toe ek ontdek het, dat ek is in hom gewees, in sy dood. Dat hy het nie net vir my gesterwe nie, hy het nie net my sondes betaal nie. En die skrif, wat vir my altyd uitstaan rondom dit, is die skrif van Romeine 6, waar daar die volgende staan. Vers 1 sê Paulus die volgende: Wat sal ons dan sê? Sal ons in sonde bly, dat die genade meer kan word? Weet dat die genade van God het al my sonde kom wegvat. En nou maak hy die punt en sê, maar ek het hierdie ongelooflike plek by God nou van geregtigheid gekry, dat hy alles weggevat het, wat my weghou het van God. En hy sê, nee, stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Jy sien, God het vir my in 'n nuwe lewe kom plaas. Hoe kan ek nog lewe in die ander lewe? Dis wat hy sê. Hoe is dit moontlik dat ek nog wil lewe uit daai plek wat eintlik weg van God af was, nie bekend met hom nie verstaan wat ek geword het nie. En daar's 'n nuwe lewe wat ek wil ontdek. Volgende vers staan daar: Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus almal saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. God haal ons uit ons ou lewe uit, deurdat hy gesterf het aan die kruis, en ek is in daai sterwe in, is ek saam met hom, ek is saam met hom daarin, in die woord, hy is ingedoop, ek het saam met hom in daai graf gewees, en ek het saam met hom opgestaan, in 'n nuwe lewe. So daar is 'n nuwe lewe om in te wandel, om nie soos die oue te wandel, die nie weer dieselfde goeders te doen nie, en die Here kom gee vir my die Heilige Gees in die krag, om dit vir my oop te maak, en my die krag te gee om dit te doen. Vers 8 dink ek. As ons dan saam met Christus gesterf, glo ons dat ons saam met hom sal lewe. So moet julle dan, vers 11, ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus. Dat ek en jy is deur Jesus lewend gemaak in ons lewe. En wanneer ek en jy hierdie ontdekking maak, dat ek is in Christus, in hom. En dit beteken ek was in hom in sy dood, en toe gaan ek in hom in die nuwe lewe in. En in hom het ek 'n nuwe lewe. In hom sê ek, ja Here, ek glo. En ek sê, ja Here, dankie vir die nuwe wat ek by U ontvang. Daar's 'n duidelike verskil tussen ons ou lewe en ons nuwe lewe. As ons kyk na ons ou lewe, dan praat ons van, is hierdie lewe wat in Adam is. Dis 'n lewe wat in sonde is 'n lewe wat van die letter en wat in die wet was. En dis 'n lewe van dood. En as ons kyk na die nuwe mens, en die nuwe mens is dit die lewe wat in Christus is die lewe wat in sy genade is die lewe wat deur die en in die Heilige Gees wat in ons woon is, en is die ware lewe. Dis wat hy kom doen het hier. Hy het 'n nuwe, hele nuwe mens kom skep. En ek en jy, ons lewe op 'n plek waar ons soms nie besef wat ons het nie. So 'n hele paar jaar terug, klim ek op 'n vliegtuig. Ek gee my tasse in en daar by jou kaartjie, jy weet waar jou seat kry. Weet nie wie van julle vlieg baie nie, maar jy weet mos jy moet
En jy probeer altyd vroeg wees as jy ekonomiese klas soos ek bespreek het en ek wil baie vroeg daar wees en dit gebeur toe daai dag dat ek is nie vroeg daar nie en ek staan toe soos 300, 400ste in die ry. As jy van daai groot vliegtuig, ons gaan oor see en daar sit 400 mense op daai vliegtuig. En ek voel ek staan by 300ste. So ek kom al voor en ek dog toe nou weet ek vat maar wat hulle vir my gee en die dame sê vir my gee jy om as ek vir jou besigheidsklas seat gee. Ek sê toe, nee, dit sal alright wees. Maar ek sê nou ja vir iets wat ek nog glad nie weet nie. Weet ek sê ja, dis alright. Ek was nou al so 2 keer in 'n vliegtuig, maar dis hierdie klein Airbusies wat hier vlieg hier in ons land. Was nog nooit oor see nie, so daar's nie vreeslike verskil tussen besigheids en ekonomies nie. Nee, ek is nou reg, Johan. Hier binneland is dit nie eintlik groot goeders. Dis lyk dieselfde, is net bietjie breër. En ek kan toe in die vliegtuig in en toe ek nou in die vliegtuig inkom, toe vat hulle my links. Jy weet as jy links gaan, daai plek. Ek het nou laas jaar vlieg, jy weet, hoe hoop ek die kaartjie wys links. Hy wys toe nie links nie. Hy wys al heel agter. En ek gaan toe daar en ek gaan sit op die seat en is toe 'n lekker breë seat en ek gaan sit toe en ek sit daar en ja nee, ek het net soveel betaal. Maar hy's dan 'n bietjie breër, dis lekker. En dan kom sit 'n jong ou hier langs my, 'n smart pak klere aan, mooi das, blonde kop seun, so 6'5". Jy sien hom raak as jy hom sien in 'n vliegtuig want hy moet so maak met sy kop. En hy kom sit hier langs my en is kort voor lank het hy sê kyk hy TV en hy kyk movies en hy steek sy hand op en die ligwardin kom en hy vra vir goed daar en hy het naderhand so 'n paar goedjies wat hy drink en eet en hy gaan heerlik aan. Lyk so 'n partytjie hier langs my. Ek sit en ek kyk hom so maar doodstil. Styg naderhand op, is nou al die uur in die vliegtuig ons voor die opsy, ons lank voor die tyd daan. Ek sit nou maar net, dis lekker breë stoel. En ek is in die lug en ons is in die lug en ons het so begin plein en hy kyk so na my toe. Hy is so ouetjie van so 18, 19 jaar oud gewees. Hy sê vir my, do you always fly business class? Ek is toe so, nee, I'm actually economy class. I always fly economy class and I just got the seat, but you can see that I'm economy class. You know, I don't have a TV and so on and so on. En hy kyk my so op en af. Net so asof, wat's fout met jou? En hy druk hier 'n knoppie en hier kom 'n TV uit. En hy druk hier 'n knoppie en hier's movies. En hy druk sy hand in die lug en hy roep daai tannie en ewe skielik het ek ook 'n party. Jy sien die persepsie waarvan jy deel is, bepaal jou aksies. En ons is nie altyd bewus van wat het ons gekry nie. Die seat voel 'n bietjie breër, maar verder het niks verander nie. En totdat jy nie soek nie. Ek wil amper sê soek nie. Jy moet daai knoppie kry. Ons het alles gekry. Paulus skryf in Efesiërs 1:3, hy sê ons het alle geestelike seëninge ontvang van die Here af. En ek wil bietjie met jou gesels net oor hierdie ding van daar's 'n ontdekking wat ek en jy maak wanneer ons in Christus is. En dit wat ons in hom ontdek het, is amazing. En jy sien dit kom verander ons lewe. En daar's 'n karakter in die Bybel wat ek wil net gebruik as 'n voorbeeld en dis Petrus. Petrus is vir ons baie bekend, ons praat baie oor Petrus. En hy is hierdie ou soos wat julle weet wat 'n visserman was. En as ek dink aan vissermanne, dink ek aan Port Alfred, daar was baie vakansie gehou het en hierdie vissermanne wat saam met my pa altyd uit te gaan het. Ouens wat elke dag op 'n boot is. Jy weet, dis ouens wat so 'n bietjie hulle ryk soms so 'n bietjie want hulle is baie besig met vis en goeters. Hulle lyk soms of hulle in die son baie is. En dis harde ouens, dis growwe ouens en ek kan maar net dink Petrus was iets van daai gewees, né? 'n seun van Jona, die broer van Andreas. En wat interessant is wat ons weet, hy het ook 'n skoonma gehad, né? So ek wonder of hy hierdie dilemma gehad het wat party van julle vandag het, jy weet, hoe gaan ek van skoonma of 'n ma kuier vandag, wie is dit nou? En Petrus is een van die ouens wat Jesus nooi om saam met hom te stap. En terwyl hy saam met Jesus stap, sien ons dat Petrus is hierdie karakter wat maar ook maar net mens was, né? En as 'n paar goed wat uitstaan van Petrus as jy kyk na sy lewe in die evangelie, hoe hy opgetree het soms. Jy weet, Jesus praat op 'n oomblik is Jesus ernstig, weet, en hy praat van hy moet Jerusalem toe gaan en hy moet lei onder die leiers
daai tyd die leiers van die Jode en hy moet gekruisig word en hy moet opstaan. En Petrus vat sommer vir Jesus aan in hy oomblik. Hy sê, dit sal nie gebeur nie. En julle weet wat Jesus hom gesê het, né? Get behind me, Satan. Weet, in daai oomblik, weet, hier is nie van God wat jy nou vir my sê nie. Hy vat sommer vir Jesus aan en op 'n ander plek sien ons dat hy sommer baie vinnig toe Jesus vir hom sê, jy gaan my 3 keer verloon, die haan gaan 3 keer kry, wat hy baie vinnig sê, ek gaan nie nooit drop nie. Nooit nie. Weet, hy is 'n ou wat baie praterig was en baie vinnig gepraat het en soms in die moeilikheid beland het deur wat hy gepraat het. Die dag toe hulle Jesus in gevangenis neem, het was nag gewees en toe hulle Jesus gevangenes neem, hoe hy sommer wil veg, né? En hy kap ou Malchus se oor af en weet, hy's net gereed, weet, rough and ready soos my swaar altyd sê. En dan weet ons ook dat hy was die ou gewees wat baie vinnig gemaak het asof hy Jesus glad nie ken nie. Toe hulle daar vir hom sê, maar is jy nie ook een van hulle nie? En ons beleef hierdie Petrus as 'n ou wat maar baie is, soos iemand wat jy dalk ken. Sy's maar soos een van ons. En as hierdie Petrus wat ons op 'n ander dag wat ons beleef hoe iets het in hom gebeur. Want daar was 'n dag gewees en dit is die dag gewees wat ons noem Pinksterdag. Wat 120 ouens saam was in 'n vertrek wat saam gebid het vir 10 dae lank. Die Here Jesus het weg uit opgevaar in die hemel in. En hierdie ouens het toe die Heilige Gees in hulle kom. Daar staan dat die Heilige Gees het in hulle gekom in Handelinge 2 vers 4. En in Handelinge 2 vers 4 sien ons hoe die Heilige Gees ewe skielik veroorsaak dat hierdie ouens praat in ander tale staan daar en die mense wat in daai tyd daar was van oral oor die wêreld van ander tale gepraat het die dinge van God gehoor in hulle tale. En die mense het gesê, wat gaat hier aan? En ons sien hoe Petrus in daai dag, hierdie Petrus wat bang was, soms vrees gehad het om te sê hy ken Jesus, hoe hy opstaan. En hoe Petrus sê, mense van Jerusalem en die Jode, luister na wat ek vir julle te sê het. Handelinge 2 vers 4. En hoe Petrus ewe skielik hierdie man is, wat nie meer bang is om iets te sê nie. Jy sien hierdie ou wat 3 jaar lank saam met Jesus geleef het, wat Jesus gehoor het, wat Jesus gesien het, wat aan Jesus geraak het, wat 'n belewenis van Jesus gehad het. Maar nog steeds het hy al hierdie normale karakter eintlik uitgebring wat so menslik was. Het ewe skielik het beleef ons om anderste. Is hy die een wat opstaan? Is hy die een wat sê, luister na wat ek vir julle sê? En in daai oomblik beleef ons hoe hy heeltemal anderste optree. En ek wil dit vanoggend net so 'n bietjie aan jou demonstreer. Hoe 'n persoon wat 'n visserman was, wat nie wou Jesus bely nie, hoe hy voor meer as 3000 mense opstaan en hy ewe skielik iets ontdek. Julle het gedog is 'n Moedersdag geskenk, né? Nou Adel, ek het vir jou 'n geskenkie gebring vanoggend. Nee, ek speel so. Jy sien, wanneer ons praat van in Christus, is dit iets wat ek en jy regtig moet ontdek. Ons moet 'n ontdekking maak van wat het gebeur toe Jesus gesê het, ek kom my begeerte Vader, en hy bid in Johannes 17, hy sê mos Vader, ek begeer dat hulle sal wees soos ek en u, hulle in my en ek in hulle. Petrus, voordat hy Christus ontmoet het, voordat hy die Heilige Gees ontvang het, was hy maar net soos hierdie container. Christus was soos hierdie papier vir hom gewees. Hy was maar net altyd by hom. Maar Petrus was net hy gewees. Was net hy, in sy lewe, in sy karakter, in sy manier van dink, sy manier van praat. Maar toe die Heilige Gees kom, en die Heilige Gees kom in hom in, toe gebeur daar iets met Petrus.
En die Heilige Gees kom openbaar aan hom hoe hy nou in Christus is. En hy kom wys vir hom hierdie nuwe ontdekking. Jy sien, die Heilige Gees kom in daai oomblik en hy bring die skrif wat ons lees in Johannes 1 vers 1, waar daar staan, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord was aan ons geopenbaar gewees, skryf Johannes daar. Hy het saam met ons gelewe, en hierdie Christus wat die woord was, die Heilige Gees het ewe skielik hierdie woord binne in hom kom oopbreek. En wanneer die Heilige Gees aan hom wys hoe hy nou in Christus is, die Gees wat in hom is, kom breek vir hom oop hierdie waarheid van 'n nuwe kwaliteit van lewe wat hy nou ontvang het. Transformeer dit vir Petrus van binne af. Want die lewe wat ons ontvang is iets wat hier binnekant binne in my en jou gebeur. En hy beleef iets wat hy voorheen nog nie beleef het nie, want hy was altyd gewees saam met Christus. Hy was altyd gewees langs Christus. En op daai oomblik spesifiek was Jesus weg, hy was ver gewees. Maar toe die Heilige Gees in hom kom woon, en die Heilige Gees openbaar Christus aan hom, en dat hy in Christus ingedoop is, dat hy in Christus ingesluit is in sy dood, dat hy ingesluit is in sy opstanding, beleef hy hierdie opstandingskrag binne in hom, en hy beleef iets van dat Christus is nie ver nie, Christus is nie langs my nie, maar Christus is in my. En die waarheid het hier kom lewe. En daar het hierdie verhouding plaasgevind tussen hom en die Here wat so intiem was, meer intiem as enige iemand wat hy ooit mee saam kon wees. En dis vir my en vir jou dieselfde, wanneer Christus in ons kom bly, is hierdie 'n verhouding soos geen ander verhouding in ons lewe nie. Jy sien, ek en Adele, ons het 'n amazing verhouding. Maar daar's tye wat ek nie by haar is nie. Daar's tye wat ek nie saam met haar is nie. Daar's tye wat ek moet ry, sy moet ry. Daar's tye wat sy iets gaan doen en sy's vir 'n hele naweek weg. Daar's tye wat sy wil weg wees van my en sommer net die pad vat, né? Jou kind, van ons kinders is oor see. Van jou kinders sal die huis verlaat. En van julle wat jong kinders het, ek hoop dit gebeur nooit met my nie. Ja, ek mag so sê nou. Maar jouself, jou kinders gaan jou huis verlaat en hulle moet jou huis verlaat want hulle moet hulle eie lewe hê. En dit is so amazing die verhouding wat ons met hulle het. En dis so spesiale verhoudings, maar die verhouding wat ek en jy deur Christus het, Christus wat besluit, hy kom woon in my, en dat ek is sy huis wat hy kies, ek is die plek wat hy kies, ek is die lewe wat hy mee saam wil leef, hy is die lewe wat in my kom, en hy kom gee vir my, hy maak my deel van sy lewe, van sy koninkryk, en hy kom sluit my in by daai lewe, en hy kom vat my aan die hand, en hy wil saam met my hierdie lewe. Dis die mees incredibelste verhouding wat ek en jy het met 'n God, wat elke oomblik, waar jy ook al gaan, of jy in die boardroom is, en of jy by die huis is, en of jy op die sportveld is, en waar jy ry, waar jy gesels, waar jy voor mense staan, en watter moeilike situasie ook, dat ek en jy kan weet, ek hoef nie bang te wees nie. Toe Petrus daai dag opstaan, toe is alle vrees mee gedeel, want Christus is in hom. Hoeveel mense, as jy vir hulle vra, wat is die vrees in jou lewe, kan vir jou sê, dis 'n vrees van verwerping. Die God wat jou aanvaar het, sê, ek aanvaar jou so, dat ek in jou kom bly, jy's my keuse, en niks wat jy gedoen het in jou lewe, en niks wat jy gaan doen, sal jou ooit van my skei nie. Dit sê Paulus vir ons in Romeine 8 vers 39, waar daar staan, niks, begin in 38, 37 einde te skryf, en hy sê, geen hoogte, geen diepte, geen dit, geen dat, niks nie, kan my skei van die liefde van God, wat daar is in Christus nie. Jy sien, in Christus is die ontdekking wat my en jou bring op 'n plek waar ek weet, die Here, die een wat die heelal gemaak het, hy is in my. Dit moet nie gebeur nie, hoor. Ek vra om verskoning. Daai Here is in my. En hy voorsien my van alles wat ek nodig het. Hy voorsien my sodat ek hierdie lewe, die ware lewe saam met hom kan leef. Hy is die een wat die antwoord bring op die vraag, wie is ek?
In daai oomblik het Petrus geweet wie is hy. Is hy nou die visserman nou weer? Is hy nou die ou wat hy het saam met Jesus gestap, is hy daai ou, hy was een van die ouens wat hom geken het. Weet, baie keer wil ons identiteit bou oor wie ons ken, wie ons mee saamwerk, of wie ons is. Maar God kom, en hy kom in ons lewe in, om te kom bevestig wie is ons, en hy kom deel met die identiteitskrisis van die mens in ons harte. En ek kom wys vir jou, jy is special, jy's my kind, jy's vir 'n tyd soos hierdie gebore, ek het 'n plan vir jou lewe, en Petrus het geweet dat daai rots waarvan Jesus gepraat het, is die waarheid, dat Jesus deur hom wil kom werk, om die goeie nuus te bring, sodat hy die evangelis kan wees, wat die wêreld ingaan, en die goeie nuus vertel van Christus, en net so kom die Here deur my en jou se lewe, en deur ons storie, wil hy jou gebruik in die roeping, die rol, die plan wat hy het vir jou lewe, net daar waar jy is elke dag, in jou huis, by jou kinders, by jou werk, met jou vriende, in jou omgewing, in jou gemeenskap, en hoe jonger jy is, verander dit van na waar jy eindig as jy ouer is, en dit alles is deel van God se storie in ons lewe, en ek en jy kies vandag om te sê, Here, dankie dat U in my is, dankie Here dat U die God is wat my kies, Here, om te kom en in my lewe te kom werk, en Here, soos wat Petrus gekom het, en hy het ewe skielik het hy die waarheid wat binne in hom was, hy het gehoor van Jesus, hy het gesien wat Jesus doen, en al hierdie goed was in sy kop, maar toe die Heilige Gees kom, het die Heilige Gees dit in sy hart kom skrywe. En in daai tyd het hierdie Bybel nie bestaan in die Nuwe Testament kant nie. En die Nuwe Testament het hier binne in hom geskryf gewees, en die wet wat hy geken het, was vervul gewees in sy hart. Elke stukkie daarvan was Jesus het dit vervul. En daarom kon hy daar gestaan het, en hy kon in vryheid opgestaan het, in boldness opgestaan het, en hy kon verklaar die waarheid van die Here, want dit was hier binne in hom oopgebreek. En net soos ek en jy op 'n plek, wanneer Jesus in ons kom, wat die Heilige Gees kom, en hy wil die waarheid in jou lewe, wil hy kom skryf op jou hart. Hy wil elke stukkie van hierdie waarheid, wat die Here vir ons kom gee deur die woord, wil die Heilige Gees kom. Hy wat die woord geskryf het. Hy wil die wet wat vervul is, en die dispensasie van die Heilige Gees waaroor in hierdie Bybel geskryf word, wil hy in ons hart kom plaas, en dat ons 'n oortuiging sal hê. Hy wil die genade van die Vader wat deur Jesus gekom het en ons lewens kom verander, wil hy in ons hart kom vasmaak. Hy wil die woorde van Jesus in sy gees, in ons gees wil hy kom lewend maak. Hy wil hê dat die woord van Jesus, dat dit vir my, in my, myne word, en dat ek werklik die lewe ontdek. En ek wil besef dat die Heilige Gees hierdie Nuwe Testament in my hart kom skryf. En dat die waarheid van God is sy woord vir my, en dit is lewend, en dit lewe in my hart, en hy wil dit in my kom sit, hy wil dit in my kom vasmaak, elke stukkie van hierdie woord, en as hy klein genoeg was, het ek hom in die boksie gesit, maar hy is nie. En die Heilige Gees wat die woord van God dra in ons lewe inbring, en dit openbaar in ons, wanneer ons lees saam met die Heilige Gees, dan kom God, en hy kom doen iets hier binne in jou, wat in Christus is. En ek en jy wat in Christus is, ontdek die ongelooflike geskenk wat die Here vir ons kom gee. Die Black Friday Special. Black Friday is niks teen wat Jesus vir ons kom doen het nie. Amen. Jesus het vir ons die grootste wonderwerk om doen, maar hy het ook vir ons die grootste geskenk om gee. En dit is dit wat hy binne in my en jou se hart kom doen. En wanneer ons vandag kom na die nagmaaltafel toe, dan kom vier ons hierdie Black Friday Special, wat op daai Vrydag gebeur het, was amazing geweest. Dat ons is ingesluit in Christus. En in Christus ontdek ek elke stukkie van daai geskenk wat ons ontvang by hom. En ek wil jou nooi vanoggend om te kom na hierdie nagmaaltafel toe met hierdie in jou hart. Dat ek is deur Jesus ingesluit. Deur sy bloed wat hierdie glasie wyn of druiwesap voorstel, is ek ingesluit in 'n nuwe testament, 'n nuwe verbond.
Ek is ingesluit in die dispensasie van die Heilige Gees. Ek is ingesluit in die koninkryk van God. Ek is ingesluit in sy storie. Ek is ingesluit. En dat ek vanoggend kan dankie sê vir die brood. Dankie vir sy liggaam wat gebreek is vir my, sodat ek kan deel wees van hom. En soos wat ek hierdie goed inneem vanoggend, fisies inneem, is dit 'n prentjie van Christus wat in my is. Die nuwe lewe saam met hom. Wil jy as jy vanoggend jou familie ook bedien? Kom ons bedien net, kom ons celebrate Black Friday special. Die nagmaal en elke element daarvan. Amen. Kom ons gebruik die nagmaal.
woord sê vir ons in 1 Korintiërs 1 vers 30. And because of him, you are in Christ Jesus. Dat ons is as gevolg van Jesus, is ons in Jesus. En ek en jy het die voorreg van 'n ongelooflike kwaliteit, nuwe kwaliteit van lewe. En dit is wat ons vier vandag. Kom ons sê net vir die Here dankie vir hierdie lewe wat ons het in Christus. Jy saam met my staan en ek wil net saam met jou dankie sê vir die Here en dan gaan ons afsluit met 'n laaste lied. Vader, dankie vir wat U kom doen het. Here, ek glo elkeen hier vanoggend sê net weer dankie. Dankie Here, dankie dat U ons insluit, maar dankie Here dat U ons nie net insluit in die koninkryk, Here, maar dat U in ons kom woon. En Here, dat U die transformasie hier binne in ons laat gebeur. En dat U die een is wat dit kom doen, Here. En dankie Heilige Gees, dat U in ons harte Jesus openbaar. En dankie Here dat ons waarlik kan lewe as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. Word verheerlik, Here. Dankie dat U in elkeen van ons storie is. Dankie dat U in my storie is. En dankie dat U in elkeen hier is wat vanoggend sê, dankie Jesus. Dankie dat U in my storie is. Ons loof U, Here. Amen.